Mense, vandag het ek 3 vraestelle. Jy het 'n keuse hierso. Ek gaan die vraestelle op die skerm sit en dan pause en werk hulle uit en dan gaan ek die memos opsit en dan kan jy dit merk. As jy dan goeders verkeerd het, kan jy gaan kyk hoe ek dit uitgewerk het en hoekom ek gedoen het wat ek gedoen het. Of as jy die werk glad nie ken nie, kan jy saam met my die vrae deurwerk en kyk wat ek doen, want ek verduidelik hoekom ek doen wat ek doen en hoe dit werk. So, daar is jou 2 opsies. Hier is die timestamps vir julle, as julle wil vorentoe spring na spesifieke plekke toe. En, yep, that's it. Let's go. So, hier is die eerste vraestel, vraag 1.1. Ek gaan nou vraag 1.2 opsit. Pause en doen hom. Hierso is die res van die vraag. Pause en doen. En hier is die memo. Alright, nou gaan ek begin vrae uitwerk. So hulle sê hier vir ons 'n snoepwinkel het vir 60 dae lank gekyk hoeveel geld het hulle op 'n dag gemaak. En hulle het dit in 'n histogram vir ons gegee. By the way, 'n histogram is waar die blokkies aan mekaar raak, soos hierdie ouetjie, en dan is 'n staafgrafiek waar die blokkies los van mekaar staan, of selfs jy weet 'n paartjies van 2 of whatever. Maar anyway, enough of that. So hulle voltooi die volgende tabel, gebruik die tabel wat voorsien is op antwoordblad A. Let me go fetch that. Okay, frekwensie is dood eenvoudig. Dit is, jy tel hoeveel van 'n ding daar is, en dan skryf jy dit daar neer. So hierdie ouetjie, van 300 tot 400, hier is 300 tot 400, sê hulle daar is 4, en daar is so waar 1, 2, 3, 4. Yay. Okay, hierdie 400 tot 500 is daar 10, 11. En werk hy nou? Yes! Awesome. Volgende is dit 500 tot 600, daar is 20, 21, 22. 22. 600 tot 700, hier is ons by 10, 11, 12, 13. Yay! En last but not least is, nee, nie last nie, daar is 5, 6, 7. En dan laaste enetjie is 3. En hy is nogal the least. Cumulatiewe frekwensie is 'n nuwe ding, maar dit is 'n maklike ding. En dit is lekker om 'n vinnige plek om punte bymekaar te kry. Al wat jy doen, is jy tel hierdie chommy en daai chommy bymekaar om hierdie in te kry. So 4 plus 11 gee vir my 15. Nou gebruik ek die 15 en die 22 om daai in te kry. So dit gee vir my 37. Dan gebruik ek daai in saam met daai in. Dit gee vir my 50. Daai in saam met daai in gee vir my 57 en daai netjie saam met daai in gee vir my 60. Hierdie ouetjie moet wees hoeveel datapunte daar was. Sien julle, ons het vir 60 dae goeders gerekord en hierso het ons 60. Dis hoe jy weet jy dit reg gedoen. As daai getal anders is as daai ene, moet jy hier ergens gaan check, het ergens 'n foutjie gemaak. So, daai is 2 easy peasy punte wat jy pretty much sommer net gaan hê. Cool. Kom ons kyk na die res van die vraestel. Okay, nou sê hulle teken 'n cumulatiewe frekwensiekurwe. Die ander naam hiervoor is 'n ogiefgrafiek. En dit kom van daai oudtydse geboue wat hulle so gebou het wat so ietsie loop. Julle gaan sien die grafiek gaan so ietsie lyk. So ietsie. Maar anyway, ons het 'n grafiek of 'n frekwensiekurwe wat die verkope vir die laaste 2 maande vir ons gaan wys. En ons moet die antwoordblad op B kry. So, kom ek gaan haal daai ding. Alright, hier is die grafiek. En ek het sommer vir ons die frekwensietabel hier oorgeteken dat ons die waardes het en dan kan ons hierop werk. Okay, so what the even gaan hier aan. So wat ons gaan doen is, ons gaan sê, ons begin hier ergens by 0 en dan is daar 4 dae waar ons tussen 300 en 400 rand gemaak het. So ons kolletjie gaan
hier ergens by 4 dae gaan ons 'n kolletjie hê vir daai enetjie. En dan gaan ons 'n volgende kolletjie maak hier by 15 en 'n ander enetjie daar by 37 en 50, 75 en 60. But ons moet koördinate uitwerk. Ons grafiek moet op die x-as begin, waar y gelyk is aan 0. En daai punt is gewoonlik hierdie ouetjie, is jou x-koördinaat, en jou y-koördinaat is 0. So hierdie ouetjie, jy gaan altyd jou y-koördinaat so skep. En dan van daar af maak jy die res van jou koördinate. Hierdie ouetjie gaan saam met die agterste ouetjie wees. So ons het die 400 en die 4. Hierdie enetjie is 500 en 15. Dan is dit 600. Nee, dis elke keer die agterste enetjie. En 37, 700 en 50, 800, 57 en 960. Okay, so daai is al die koördinate wat ons gaan hê. Kom ek wys hoe lyk dit. Ons eerste koördinaat is by 300 en 0. Daai. Ons volgende koördinaat is by 404. Kom ons maak dit seker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, so hierdie gaan 1, 2, 3, 4 wees. What's next? 15 en 500. Dat is 500. 1, 2, 3, 4, 5. Strijnerig, yes. Dan is het 37 en 600. Dat is 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 50 en 700. Daar is daar makkelijk om te teken. Daar is hy daar. En dan volgende ene is 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 en 7, 57 bedoel ek. En by 900 eindig ons by 60 op. Okay, sien julle daai vorm waaroor ek nou nog gepraat het? Daar is hy nou. Ek gaan nie elke keer exactly so lyk nie, maar dis wat jy moet doen. Julle mag nie hierdie lyn met 'n liniaal teken nie. Jy moet hom vry aanteken en hy moet sort of smooth wees. So, kom ons kyk of ek dit kan regkry vandag. Okay, not bad, not bad, not bad. Nou wobbel ek 'n bietjie. Oh no, go away. As good. I can save it, I can save it. So messy, let's try. Okay, one more try, last one. Toch. I'll take it. That's not bad. That's not terrible. Woo! Okay. So die rede hoekom ons hierdie hele kumulatiewe frekwensie ding gedoen het, is sodat ons hierdie grafiek kan teken. Want ons kan hierdie grafiek gebruik om allerlei staf oor hierdie situasie uit te werk. So ons kan uitfigure of ons wins maak of nie, en of daar iets fout gaan of nie, en so aan en so voort. So, dit is hoe mense ogiefgrafiek teken. Hulle vra gereeld om dat jy moet kan teken, so gaan kry 'n paar vraestelle en oefen dit. En as jy nie weet waar nie, kom vra vir my, ek stuur vir julle links. Nou sê, gebruik die grafiek in vraag 1.2 en bereken die geskatte mediaanwaarde vir die daaglikse verkope. So, wat jy doen, is jy moet vir Q2 basically kry. En jy gaan begin hierso, waar jou kumulatiewe frekwensie is, en jy gaan jou N-waarde vat, en normaal
met, oepsies, maal met n. Nou wanneer jy gewoonlik 'n mond- en snordiagram doen, dan doen jy hom as Q2 is gelyk aan 1, 2 en plus 1. Maar wanneer mens met interval data in intervalle het, is die gebruik om liewer so te werk. Hoekom? Weet jy, ek het nie regtig vir julle 'n goeie rede nie. Daar's 'n woestige stryery daaroor. Almal doen hulle statistiek so klein bietjie anders as ander mense. Dis die een ding wat statistieke bietjie fuzzy maak partykeer. In 'n geval. So ons n-waarde hierso is ons het 60 dae altesaam. So met ander woorde, ons het hierso 'n half maal met 60 en dit gee vir ons 30. So hier by 30 gaan ek dan nou en ek gaan kyk waar sny hierdie chommy my lyn. Daar sny hy dit. En dan hier gaan ons af in daai blokkie, in daai blokkie, in daai blokkie, in daai blokkie, somewhere there. Ish. So dit is vir my 1, 2, 3, 4, 5. So hierdie is, so lyk vir my soos 5, gaan sê 570. 570. Q2 mediaan. So 1.3 is my, oepsies, mediaan gelyk aan 570. Goed, volgende vraag. Nou vra hulle vir 1.4, vra hulle vir ons, hulle sê snoepwinkel moet R475 se verkoop hê per dag om gelyk te breek. Op hoeveel dae het die snoepwinkel 'n wins gemaak? So kom ons gaan kry die gelykbreekpunt. Gelykbreekpunt is hierso 420, 30, 2, 4, 6, so 70 is in die middel van daai. Ergens bietjie meer Northern Line as dit. Ek sou sê reg daar. So dit vat ons al die pad hierso na 11 toe. Op 11 dae het hulle min of meer gelyk gebreek en dan gelyk gebreek of minder. Die res van die tyd om 'n wins te maak is dus 60 dae minus daai 11 dae wat hulle either nie 'n wins gemaak het nie of net gelyk gebreek het. Met ander woorde, dit is 49 dae. Nou, die van julle wat na die memo gekyk het, sal sien, hulle antwoord so klein bietjie anders as myne. Hulle laat julle toe om, hulle gee vir julle klein bietjie speling, maar julle moet asseblief so versigtig en netjies as moontlik werk. Alright. Nou, die volgende vraag is julle op die eerste dag van die volgende maand die snoepwinkel verkope van R725 gemaak. Dis awesome. Lê hierdie dag in die top 25% van die verkope van die vorige 2 maande. So die top 25%, ons sê 1.5, top 25%, top 25%, kan nie skryf nie, 25% is bo Q3. So kom ons gaan kry Q3. Q3, waar kry ons hom nou weer? Hy werk mens uit met 'n kwart, 3/4 maal met n in plaas van n plus 1, soos wat jy by mond en snor sal doen. So dit is 3 op 4 maal met 60. So dit gee vir ons 45. Ja, oké, so ons lees hom daar af by 45 wat hier is. Daar gaat hy boink. Tref presies op die lyn. Wow. Okay, vertikale lyne is baie moeiliker as horisontale lyne. Bam. So hierdie is 640 volgens myne, 640. Q3 is gelyk aan R640. En dan vooral lê daai in die top 25%, so ons weet dat R725 is groter as R764. So hy's basically van daar na daar is 25%. En onder 725 lê hierso somewhere. So ja. Dit lê
lê in die top 25%. Wow, there we go. Okay mense, hierdie was 'n baie eenvoudige straightforward vraag. As hierdie nie vir jou sin gemaak het nie, gooi 'n vraag in die comments. Ek lees elke liewe een en as ek hom kan beantwoord sal ek. Okay, but there's more.